Here, ons kan eenvoudig net nie genoeg sing van die grootheid en die goedheid nie. U guns oor ons lewens. Here, laas Sondag het ons hier gestaan, was ons as 'n land, Here, vasgevang in vrees en onsekerheid oor wat Dinsdag gaan gebeur, en Maandag aand het 'n klomp mense hier bymekaar gekom, en ek glo 'n klomp mense reg oor Suid-Afrika het gebid, en Here, ons het Dinsdag in die hande gegee, en in Sanien en in 99% van ander plekke in ons land, het dit so onbeskryflik goed gegaan, was u hand oor ons gemeenskap, oor ons besighede, oor ons mense. Here, en ons prys u daarvoor. Ons loof en ons prys u daarvoor, Here, want u is 'n God wat gebed beantwoord. Here, wanneer ons as u kinders bymekaar kom, of ons 5 is, en of ons 5000 is, of 50.000 is wat bymekaar kom, u is daar. Nie halfpad nie, Here, u is heeltemal hier, in volheid. Here, en ons wil vra dat u vanoggend u self aan ons sal kom openbaar. Dat u vir ons sal kom wys wie ons is, wat ons is, waarheen ons op pad is met ons lewens. Dat ons hier sal uitstap en sal weet dat ons al weet dat ons u kinders is, dat u ons Vader is, dat u ons Verlosser is, en dat u met ons loop elke tree vir so lank as wat ons asemhaal, en vir elke tree daarna, tot in ewigheid, en die ewigheid hou nie op nie. Daarom, Here, wil ons vanoggend by u voete kom sit en vra, Papa, praat met ons asseblief. Want ons luister. Amen. Right, ek wil welkom sê aan almal wat aangesluit het tydens die worship, en almal wat ook aansluit via video. Is lekker om jou hier te hê vanoggend. Ek praat voor die diens met iemand, en ek praat in die week met 'n paar mense oor al hierdie rugby en die rugby wat ons deesdae het. En dat as die ander lande se spanne aangekondig word, dan wonder jy teen watter land speel jy. Jy weet, want Engeland het 'n Waikakiti en 'n ou wat klink of hy uit Nederland uitkom, en ek weet nie wat als nie, al hierdie lande se spelers, en selfs 'n paar Suid-Afrikaners, jy hoort selfs so nou en dan 'n Van Tonder of 'n Smit of 'n Van der Merwe ergens in 'n span. Ekskuus, ek ken nie die rugby spelers goed genoeg om hier van reg te kry in die Fanie, ek vra om verskoning, ek weet, ek stel jou diep teleer. Fanie is ons resident sportskommentator. So, in elk geval, en dan dink ek by myself dat daai spelers is nie van hier nie. Hulle is nie van hier, hulle is nie van Engeland, hulle is nie van hierse mense as jy in Engeland is nie, hulle is van al die lande van die wêreld. Maar Suid-Afrika se rugby spelers is van hier, en hulle is gestuur. Ons het genoeg van hulle. Nou, as jy so oud is soos ek, en so lank lewe soos ek, wat nog nie baie lank is nie, ek is nog jonk, spring chicken, al die dinge, leer nog 'n paar goed, dan sal jy 'n ma of 'n pa gehad het, wat op 'n stadium vir jou ergens, as jy iets reg gedoen het, dan het hulle vir jou gesê, jy's nie van hier nie, nee, jy's gestuur. Dit was hierdie uitdrukking van, ek's trots op jou, jy's amazing, jy's nie sommer net van hier nie. Daar was 'n ander uitdrukking ook, wat ons ouers gebruik het toe ons klein was, jong mense vandag ken dit glad nie. Jy weet, daai ding van, ma, ek was amper dood geweest, dan sê jou ma net, maar walk it off. Yesterday I was almost dead, my mom told me to walk it off. Nee, deesdae se kinders, moet jy nie hulle emosionele vulnerability bedreig nie. Jy moenie, maar ons kinders, ons was half dood, en dan loop ons dit af. Nee. Maar om hierdie uitdrukking te gehoor het vir my as kind, was altyd vir my lekker. As iemand vir jou sê, of jy nou skoolwerk doen, en of jy nou droog maak op die rugbyveld, en of jy, ek het golf gespeel toe ek op skool was nooit goed nie, altyd in die 4de span gewees. Nou die ouens wat golf speel sal weet, as jy Stableford, skoolliga is gewoonlik Stableford, en jy kry punte, jy weet, so moeise, gekompliseerde puntesysteem, maar in elk geval, hoe hoër jou voorgee is, hoe beter is dit gewoonlik vir jou span. So ek was hier van agteraf, ek het die maksimum voorgee gehad, daai tyd kon 'n man nog 'n 36 voorgee gehad het. So ek het 2 punte gehad, op elke gat nog voor ek my eerste hou slaan. So ek het altyd my span laat deurkom, maar net omdat ek pateties is. Dus dis een sport waar ek kon punte bydra, al speel ek nie goeie golf nie. So, ek het nie altyd dit gehoor op skool met sportprestasies, dat ek nie van hier is nie. Maar vanoggend het die Here hierdie
woorde, hierdie tema gekies om vir my en vir jou te sê, maar dis waar van almal van ons. In die boek 2 Korintiërs 5 lees ons dit in daai hoofstuk. En dit sluit aan by 'n teks in Filippense wat ons nog gaan lees ergens later in hierdie jaar as jy saam met ons die leesprogram volg. In Filippense 3 vers 20 kom Paulus en hy sê ons daarteenoor het ons burgerskap in die hemel. Nou as jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vra maak saam met my oop by 2 Korintiërs 5. Ek gaan net die eerste verse fisies saam met jou lees en die res gaan ek net na verwys. Jy kan self die hele res van die hoofstuk lees, anders gaan ons nie klaarmaak vandag nie. Maar ek wil net vir jou iets lees wat amazing is. Amazing is, die grootste troos is. Wat maak dat ek en jy, of ons 5 is, of 25 is, of 105 is, maak nie saak hoe oud jy is nie, wat vir jou kan troos, en vir jou kan sê, ek hoef nie bang te wees nie. Op hierdie aarde is daar geen rede vir vrees nie. 2 Korintiërs 5, die eerste vers. Ons weet wanneer ons aardse verblyf, wat net 'n tentwoning is. Stop. Prentjie. Paulus teken prentjies, nee, soos 'n GPS of Waze of wat ook al, nee. Hy teken hierdie prentjie, hy sê daai lyk van jou, nee, sê voor die spieël staan, al wat jy sien is 'n tent. Nee, dis 'n tent. Dis tydelik, nee. Hy sê ons het hierdie tentwoning. Dit word afgebreek stukkie vir stukkie, nee. Eers verdwyn die olie uit jou joints uit. Het jy al agtergekom as jy oud word, dan verdwyn die joints, jou joints se olie. Dan as jy buig, dan het jy hulp nodig om op te staan. Ek het al een keer iemand gesien, ek gaan nie sê wie dit was nie, wat wat in Checkers op die laaste, heel onderste rak iets afgehaal het. En toe hulle so afgaan, toe kom hulle agter, maar nou is hulle op die grond, maar hoe kom hulle nou weer op? En toe is dit hierdie geval van trolley. Okay, nee. So Paulus kom en hy sê, hierdie tent van jou, hy raak op. Maar, dan sê hy, ons het 'n permanente blyplek by God. 'n Huis wat nie met hande gebou word nie. 'n Liggaam wat vir ewig in die hemel sal bestaan. In hierdie tentwoning swoeg ek, kreun ek. Verlang almal van ons daarna om ons hemelse woning te betrek, veral hoe ouer jy word. Meer sê jy, ek wens ek was weer jonk en springerig. As ons tog maar net met klere aan en nie kaal nie voor God mag staan. Wat Paulus eintlik daarmee sê is, God sien jou soos jy is. Met warts en al, soos ons sê. Mense paartjie trou, as hulle by my kom kuier voor hulle trou, dan ons doen die hele voorbereiding vir huwelik, dan sê ek, verstaan julle mekaar se warts en al? Verstaan jy die monster met wie jy getroud is? Ja, dis jou prinses en jou koning en jou skattie en jou liefie en jou angel en al daai goeters, maar daar's 'n monstertjie ook daar binne. Nee, verstaan jy daai? Nou die Here verstaan dit alles. En hy het nog steeds hierdie tent van jou lief. En hy het sy seun laat sterf daarvoor. En dan kom hy en dan sê hy, terwyl ons nog in hierdie aardse tentwoning bly, kry ons swaar en kreun ons. Letterlik as jy op pad is lig toe, as jy so oud is soos ek, as ek opstaan, dan my vrou sê, "Ena my man, maar jy kreun." Of sy sal vir my sê, "Jy sug dan verskriklik baie." Hierdie tent, nee, hy het allerlei klanke wat meer word, soos jy ouer word. Haai, ek onthou my. Nee, ek gaan nie vir julle daai storie vertel. Dis, jy kan na die tyd my vra wat wou ek gesê het oor een van die ouer mense in my familie. In elk geval. Terwyl ons nog in hierdie aardse tentwoning bly, vers 4, kry ons swaar en kreun ons, omdat ons nie gestroop wil word van ons aardse woning nie. Ons hou vas aan hierdie ding en ons wil so lank as moontlik leef. Maar eendag sal jy met jou hemelse woning bekleed word. So sal dit wat sterflik is, verteer word deur die eintlike, die ware lewe, die lewe by God. En hy wat jou hiervoor gereed gemaak het, dis God. Hy het jou aan jou 'n deposito gegee. Ons gaan nou daaroor gesels. 'n Deposito gegee van die Gees as 'n waarborg. Vers 6, ons is dis altyd vol moed, omdat ons weet dat alhoewel ons nog in hierdie lyf woon, ons eintlike woning by die Here is. Want ek leef deur te glo, nie deur te sien of deur te voel nie. Kom ons stop daar. Ons kan daaroor begin gesels. Oor hierdie teks. Ek leef deur te sien, nie te voel of ek leef deur te glo, nie deur dit wat ek sien. Wat ek sien op hierdie aarde is oorloë en hartseer en seerkry,
Wat ek sien is kiste wat in grafte afsak. Wat ek sien is mense wat siek is in 'n hospitaal. Wat ek sien en wat ek voel is my lyf wat agteruit gaan. En dan verloor ek moed en hoop. En Paulus kom en hy sê, maar moenie. Leef deur jou geloof. En jou geloof word gebou deur dit wat jy vanoggend wat by die Here gaan hoor oor wie jy is en wat jy is. Want die Here kom vanoggend in sy punchline gaan ek oor en oor vir jou sê is jy's nie van hier nie. Die Here sê jou huis is nie hier nie. Ek weet jy as jy regtig bevoorreg is, dan besit die bank waarskynlik jou huis en jy's nog besig om dit af te betaal en net as jy dit klaar afbetaal het, dan gaan jy dood en jou kinders erf dit of so iets, nê? Hoe dit ook al sê, miskien dink jy jou aardse huis is hierdie huis, dis 'n adres, dis 6 Charlie Malanstraat, dit is nie. Jou aardse huis is tydelik. Jou lyf is tydelik. Ja, jy pas hom op, ja, jy gym, ja, jy doen al die goeders, ja, jy hardloop, ja, jy doen Ironmans en allerlei goeders wat ons doen op hierdie aarde om onsself bietjie in shape te hou, maar die Here kom en hy sê, maar hierdie ding bly tydelik. Die hemel is jou permanente huis. Hierdie tentjie wat jy in bly, moenie so verskriklik daarin vashou nie. Moenie krampagtig, as ons siek raak, of ons gaan na hospitaal toe, dan raak ons nervous, en ons bid vir mekaar en all the rest, maar die Here kom en hy sê, as jy uit die hospitaal uitkom, is jy okay, as jy by die voordeur uitgaan, is dit okay, as jy by die agterdeur uitgaan, is dit beter, want dan is jy in die hemel, dan is jou tent geruil vir 'n permanente woning, dis nie beter vir die familie nie, maar as jy die Here ken, dan weet jy, ek hoef nie bang te wees as ek hospitaal toe gaan nie, want ongeag by watter deur ek in of uitgaan, God is by my. En ek leef vir ewig. Hy kom en hy sê, maar jy moet uitsien na hierdie hemelse liggaam, waar almal gaan lyk soos Brad Pitt en wie ook al, en nie soos Armpit nie, nee. Die Here het vir jou 'n liggaam in die hemel wat verheerlik is, wat nie kanker ken, of siekte ken, of hartkwale ken, of bloeddruk ken, of kreun as jy beweeg nie. Of sug as jy, gister toe help ek iemand met iets, so 'n bietjie handewerk, en ek kom by die huis, en ek gee een tree op 'n trap so hoog, toe is ek weer moeg. En my vrou kyk my so, sê, is jy nog steeds moeg? Jy het al ure terug klag gemaak met daai werk wat jy gedoen het, is jy nog steeds, ek sê, nee, ek is nog steeds moeg nie, is net my lyf wat so nog bietjie herstel. Hey, in die hemel gaan ek nie sug nie, skat, ek beloof. In die hemel wag vir my 'n liggaam wat vir ewig is. En dan kom die Here en sê, hy gebruik hierdie Griekse woord, dis een van die woorde wat ek vir een of ander rede toe ek Grieks gedoen het op varsity, wat in my brein ingebrand is. Prof Jan, ek onthou hom wat se klas het hy dit gesê. Toe hy gepraat het oor hierdie teks, so hy met ons gepraat het oor God kom en hy gee die Heilige Gees vir jou as 'n deposito. En is die amazingste ding dat die Here geweet het hoe werk die ekonomie van die wêreld, sodat hy vir jou kan verduidelik in terme wat ek en jy verstaan. Wanneer jy 'n huis koop, want dan moet jy gewoonlik, en sê 100% lening kry wat baie min mense kry, moet jy 'n deposito neersit. Soos toe Junior vir Jody gesê het, sal jy met my trou, toe moet hy vir haar 'n deposito gee. Jy ken nie deposito, nee? Daar's hy blink so aan die vinger. Nee, dis 'n ring wat sê ek beloof. Soos nog nie getroud, nie? En die Here kom en hy sê, maar ek gee my Heilige Gees in jou. In hierdie tent sit ek my Heilige Gees. En hierdie stem wat jy hoor, wat met jou praat, wat jou troos, wat by jou is, God wat met jou praat, wat jou reg help, wat jou lei, wat met jou is as sy kind, dis God se waarborg dat eendag gaan dit wat van jou binnekant waar is, dat God in jou is, gaan deel word van jou uiterlike. Jou tent gaan jy ruil. So jy het hierdie waarborg. It's gonna happen. Dit is so. Jy's vas en jy's seker, jou huis is vas. Jou adres is nie die aarde nie. Ongelukkig, ek het al getraai daar by Binnelandse Sake en al hierdie plekke, dan vul jy die ding en dan sê hulle, wat is jou adres? Dan sê jy, my aardse adres of my ewige adres? Dan sê hulle, ekskuus. Hulle soek nog jou aardse adres, want die wêreld werk met wêreldse terme, maar God vra vir my en vir jou vanoggend, hy vra nie vir jou waar bly jy nie, hy weet waar jy bly, hy weet waar jy slaap, hy wil weet waar jy gaan eindig. Wat is jou permanente adres? En daarom moet ek en jy
die ons perspektief reg kry. En dis daai versie wat hy gesê het, lewe deur geloof, nie deur wat jy sien nie. Ek en jy kan nie meer net kyk met ons oë en dit is die waarheid nie. Ek kyk nie met my oë nie, ek kyk met my geloof. En iemand wat met sy geloof kyk is vir altyd optimisties, want God is altyd groter as my probleme. God is altyd groter as my bankrekening se saldo. God is altyd groter as die moeilikheid in my land of die pothole in die pad. God is altyd groter as dit alles. Hy's groter as 'n verkiesing. Hy's groter as 'n oorlog. Hy was groter as Goliat. Hy was die 4de man in die vuur toe Daniël se 3 vriende in die vuur oond was wat mense gebrand het wat hulle net daar ingesit het. Hy was daar gewees toe die Daniël in die leeukuil was. Hy was daar vir elke liewe ding, die see wat voor jou moet oopgaan, die berg wat jy moet klim. God is by jou. Jy kan optimisties bly. Jy kan positief bly want God bepaal jou realiteit, nie jou realiteit nie. En dis ons probleem. Ons perspektief is verkeerd. Ons kyk met ons oë en dit breek ons moed en dit breek ons spoed. Dit is ongelooflik hoe mens by van hierdie atlete goed kan sien. Gerda wat die Comrades hardloop en al hierdie ander goed hardloop, sy het hierdie manier om dit te doen. Ek weet nie of julle al gekyk het wat sy doen nie. Ek volg haar op Facebook en sy's en op allerlei ander platforms want sy's ongelooflik inspirerend. Voor sy 'n reis doen, dan skryf sy neer, soveel kilometer, dit moet my tyd wees. Soveel kilometer, dit moet my tyd wees. Soveel kilometer, dit moet my tyd wees. En dan weet sy, as ek by die eindpunt kom, die eindpunt wag, as ek by die eindpunt kom, het ek die rekord gebreek. Dan spring hulle weg. Dan hardloop hy ander tannies. Sy hou net haar pas. Sy hou net haar pas. En dan gaan sy by hulle verby. Dan gaan sy by hulle verby. En dan gaan sy by hulle verby. Want sy kyk nie na die mense om haar nie. Sy kyk na die doel wat sy vir haar neergesit het. En die Here kom en hy sê, ek en die hemel is jou doel. Dis waarna jy moet kyk. Hierdie goedjies wat nou om jou gebeur, dis tydelik. Ja, dit voel vir jou soos die einde van die wêreld, maar dit is nie. Want as die einde van die wêreld gekom het, dan is jy by die Here. En dan is dit okay. So begin leef. Die Engelse sê dit, die Engelse sing dit in hulle liedjies en whatever, en ons het al worship songs gesing wat ons sê, I walk by faith and not by sight. Dis wat ons doen. Want jou lens is die lens van die hemelse burger. Jy kyk na hierdie wêreld en jy sê, vir wie die Here geskree gister toe Engeland teen die Bokke gespeel het, vir wie die Here geskree? Jy wil hê hy moet vir die Bokke skree. Die Here het nie eers vir die umpire geskree nie. Al wat die Here gesê het is, have a good time. Geniet dit, dis net 'n speletjie. Geniet dit. Leef jou hart uit, leef jou talente uit, skree op mekaar, tackle mekaar, moenie vuil speel nie, but just enjoy it. Just enjoy it. Win or lose, stap van die veld af en sê ek het alles gedoen wat ek kon. Dis die lens wat ek en jy moet hê. Maar ons sit 'n lens op hierdie aarde op van wie's die grootste, wie's die beste, wie die mooiste klere aan, wat is die goed wat ek moet jaag, wat is die goed wat my bang maak, wat in al hierdie goeters, en die Here kom en hy sê, trek net so 'n bietjie terug en sien net die goed uit God se perspektief. Dan raak jy vir my 'n bietjie rustig. Want jou uiteindelike doel is 'n goddelike doel. Dit wat ek doen ek nie vir my baas nie. Die werk wat ek doen ek vir die Here. Of 'n koffie maak vir my vrou, of my vrou koffie maak vir my, of ek die skorrelgoed was, of sy die skorrelgoed was, of wat ook al ek doen in hierdie lewe. Ek doen dit nie vir mense nie, ek doen dit vir God. My doel is God en God alleen. En dat ek 'n glimlag op sy gesig sit. En daarom, as ek 'n ding doen en jy dink ek's nice, dan is dit okay, maar as ek 'n ding doen en jy like my nie, dan is dit ook so. Solank God my like. En dis die probleem, is ons leef op hierdie aarde en ons perspektief is, ek moet smiles op mense se gesigte sit. Ek moet mense tevrede hou. En om dit reg te kry, stoot ons onsself in skuld in en doen al hierdie goeters en jy ooreis jouself in die gym en jy doen al hierdie goeters sodat jy in mense se oë kan lyk of jy okay is en goed is en nice is en awesome is en whatever alles en jy's hierdie pleaser en jy buig jou beginsels en jy val in by hierdie en jy gaan na daai toe. Why? Kyk met die lewe met God se perspektief. Want jy's nie 'n burger van hierdie land nie, jou identiteit is nie, ek is nie my identiteit, my ID-boekie, okay, dis nie ou dae, sorry, ekskuus ek het vergeet, die land het wêreld het al verander, ons het nou kaartjies en dan gaan dit op jou foon gaan en dan gaan ons begin skerry raak, maar in elk geval, jou identiteit
is nie 'n kaartjie wat in jou beursie gedra word nie. Dis nie 'n nommer op 'n rekenaar by Home Affairs as dit op datum is en as iemand nie jou ID gesteel het nie. Jou identiteit is, ek is 'n kind van Christus. Dis wie ek is. Kind van God. Jesus is my verlosser. Ek is 'n bekeerde. Ek is 'n heilige. Ek is 'n koningskind. Dis my identiteit. Ek is anders en daarom leef ek anders. My lewe lyk anders. Ek is nie gedryf deur performance nie. Ek is nie gedryf deur om mense te please nie. Ek is gedryf deur liefde. God se liefde het my verander aan 'n kruis. En nou gaan leef ek daai liefde vir God en ek gaan leef daai liefde vir ander. Dis my dryfveer. My dryfveer is nie 'n groter paycheck nie. My dryfveer is nie 'n groter bicep mate nie. My dryfveer is nie 'n trophy wife of 'n trophy husband nie. My dryfveer is nie enige iets wat gemeet word aan aardse standaarde nie. My dryfveer is, leef ek in liefde teenoor ander. Ek leef nie meer vir myself nie, ek leef vir ander. Ek sit ander eerste, want dis wie ek is. Ek is 'n nuwe skepping. 2 Korintiërs sê, iemand wat in Christus is 'n nuwe skepping. In golf is daar hierdie term, hulle noem dit 'n mulligan, nee. Is 'n do-over. Nee, nou, daar's 'n ander term in golf wat baie sleg is 'n freshie, nee. 'n freshie. Dis nie jy ruik lekker vars nie. Dit beteken jy het aangelê vir die bal. Jy het so gemaak en jy het geslaan, en toe jy klaar geslaan is, toe die bal nog steeds daar. Nee, dis 'n freshie. En dan hoop jy, niemand het dit gesien. En dan kom iemand, want golf is 'n gentleman's game. Gentlewoman's game, seker, ekskuus, ek wil nie seksisties wees nie, dis 'n, in elk geval, dan kom iemand in die groepie en dan sê hulle, ek gee jou 'n mulligan. En 'n mulligan beteken, want 'n freshie tel in golf, nee, dit tel as 'n hou. As jy aangelê het vir die bal en jy slaan hom nie, dan tel dit as jy het die hou geslaan. Dan as iemand vir jou sê dis 'n mulligan, dan sê hy, ek gee vir jou dit oor. You get a do-over. Dis soos wanneer jy jou man of jou vrou kwaad maak en hulle sê vir jou, of jou ma en jou pa kwaad maak en hulle haal daai belt uit of hulle maak reg om jou te dissiplineer of reg te help of wat ook al, en in plaas daarvan om dit te doen, sê hulle vir jou, ek gee jou nog 'n kans. Jy het nog 'n kans. En dis wat die Here kom doen. Hy sê, jy het hierdie lewe, en jy het al hierdie droog gemaak. En jy het al hierdie goed wat jy gedoen het, wat jy oorspyt is, en jy wens jy dit nie gedoen nie, en hierdie mense wat jy seer gemaak het, en hierdie sonde wat jy gedoen het. En dan kom die Here en dan sê hy, wanneer jy in die Here vasloop en in die kruis vasloop, en jy besef, maar Jesus het gesterf vir my, dan sê hy, let's do a do-over. Kom ons vee daai uit. Al daai sleg, al daai lelik. Kom ek maak jou nuut. Kom ek maak jou oor. Maar nou leef ons in hierdie wêreld waar ons alles probeer oormaak aan hierdie tent. Ons pomp dit, ons suig dit, ons verf dit, ons doen allerlei, ekskuus, vrouens, ek diskrimineer nie. Mans het net nie make-up nodig nie. Net soos party mense nie hare nodig het nie, maar in elk geval, dis grappietjies. Die Here kom en hy sê, hier is 'n tent. Moenie worry nie. Jy's 'n nuwe skepping. Jou identiteit is Christus. Jou missie, wat is jy? Jy's 'n ambassadeur. Jy leef op hierdie aarde. Jou kantoor is die aarde. Hoe werk 'n ambassadeur? Dit staan in vers 18 tot 21. Kom en sê, jy's my representative, né? Het julle gesien wat in die afgelope week in die nuus gebeur het? Dis funny. Suid-Afrika se ambassadeur in Indië het langs die Guptas gestaan toe Zuma daar gaan kuier het. En nou het hy moeilikheid, né? Want hoe het iemand, een van die ministers, dit is op die nuus, ek quote die nuus. Een van die ministers het gesê, daai ambassadeur gave a middle finger to South Africa. Nee? Nou is daai man's bietjie in die moeilikheid. Maar die Here kom en hy sê, jy's my ambassadeur, jy moet my verteenwoordig hier op die aarde. Of jy in Indië is, of jy in Suid-Afrika is, of jy in Sanin is, of jy in Pietersburg is, of jy in Kaapstad bly, of in Durban bly, maak nie saak waar jy bly nie, daar is jy my ambassadeur. Of jy jou eie besigheid of jy vir iemand anders werk, of jy op skool is, of jy nou met vakansie is. Wherever you go, whatever you do, jy is my representative, en moet asseblief nie maak soos daai ambassadeur van Suid-Afrika, en vir die Here sê, vat so. Nee. Jy moet God se verteenwoordiger wees, mense moet in jou God sien. Jy het 'n boodskap van versoening. Jy het 'n boodskap wat sê, kom ons leef in liefde. Kom ons word versoen met God. Versoen beteken, ek stel verhoudings reg. Ek maak heel wat die wêreld stikkend maak.
Kom ons maak jou verhouding met God reg. Kom ons maak ons verhoudings met mekaar reg. Dis die bediening van versoening. Dis hoekom die hemel nie taal of ras of kleur of volk of nasie het nie. 'n Rus en 'n Oekraïen kan langs mekaar in die hemel wees. 'n Jood en 'n Duitser kan langs mekaar in die hemel wees. 'n All Black en 'n Springbok kan albei hemel toe gaan. Verkieslik die All Blacks eerste, sorry. Dis die boodskap van versoening. Dis waarvan ek en jy ambassadeurs is. Want God het gekom en hy het hierdie goddelike ruiltransaksie gedoen wat ek mense van moet vertel. Hy het my sonde gevat en hy het my vrygespreek en dit het hy gedoen deur Jesus se kruis. So wat is die punchline van hierdie hele hoofstuk? God het jou nuut gemaak, jy het 'n ander identiteit. Jy het 'n ander ID. Nee. Christus bepaal jou identiteit, nie die departement van binnelandse sake nie. Die departement van koninkryk sake bepaal jou ID. Jou nuwe identiteit in Christus bepaal jou eindbestemming, maar dit bepaal ook wie jy is, wat jy doen en hoe jy dit doen hier op aarde. En daarvoor het ek jou die preeknotas gegee en jy kan dit huis toe vat, maar as jy net vandag een ding onthou, dan is dit hierdie. En dankie vir almal wat my vertrou het. Sien, in die verlede het ek vir jou gesê, stuur vir my jou foto, en dan wys ek hom op die skerm. Nou gaan julle almal, en toe wou niemand vir my gister of in die week julle foto's gestuur het, toe ek sê, stuur vir my 'n foto nie, want jy was bang ek sit hom op die skerm. Ek wil hom op die skerm sit nie, ek sit die mooiste mense in die kerk se venster. Daar's die mooiste ou in die namas. Nee, so oil painting daai. Van Gogh kan nie beter doen. Here het daai ingemaak. Van Gogh is net nog 'n ouetjie. Nee. Daar's jou hemelse identiteit. Wat's my huis? Die koninkryk van die hemel. Waar's my identiteitskaart? Ek het nie Schengen visums nodig of niks nie. Ek het 'n universele ID. Die hemelse vlag is van die krib tot by die opstanding. Daar's 'n ID foto, die departement van koninkryk sake dit uitgereik hier by Dynamis. Die eerste paar nommers is die dag wat ek my lewe vir die Here gegee het. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Ja, Mei het 31 dae. Ek was amper bang. Gebeur is die laaste dag van Mei. Net gedag my wiskunde is verkeerd. Datum wat Dynamis gebore is, sommer net daar gesit. Dis jou ID nommer as jy in Dynamis is. En in die week het 'n klomp van julle my vertrou met jou foto en jou handtekening en al die goed en dit vir my gestuur. En die datum het jou lewe vir die Here gegee en ek wil jou nooi om na die diens jou hemelse ID by my te kom haal. Hou dit in jou beursie. As iemand jou aftrek vir spoed, dan sê jy sorry, ek is 'n hemelse verteenwoordiger, ek moes dit nie gedoen het nie. Hier's my ID vir die Here, hier's my ander ID, skryf die kaartjie. Nie gee 'n buffeltjie of 'n tiertjie aan nie. Nee? Ons leef vir die Here, ons is sy ambassadeurs oral op aarde. So as jy in die week jou inligting vir my gestuur het, dan is jou hemelse ID is hier by my jy kan dit na die tyd kom haal. Sommige net om in jou beursie te hou as 'n getuienis vir jou, en as jy in die week wat kom dit wil doen, en jy wil hê ek moet vir jou een maak, en Dynamis moet vir jou een maak, en maak ons vir jou een, is net iets om jou te herinner, dat ek is nie van hier nie. Ek is gestuur. Ek is nie van hier nie. Ek is gestuur deur die Here. Jy's God se geskenk vir jou huisgesin, jy's God se geskenk vir jou gesin, vir jou familie, jy's God se geskenk vir Dynamis, jy's God se geskenk vir Tsanin, jy's God se geskenk vir elke plek waar jy jou voete neersit, want jy verteenwoordig God. Dis wie jy is, dis wat jy doen. Dit sal nooit verander nie. Of jy immigreer, of jy ry of jy bly, of ek jou vandag sien en nooit weer sien en eers eendag in die hemel sien. Ons is koninkryksburgers. So gaan leef so. En hou op vasklou aan hierdie tent. Ja, as ons siek word, raak ons nervus en ons gaan dokter toe, is alright. Ons wil so lank as moontlik leef, maar nie omdat ek bang is vir die dood nie, omdat ek so lank as moontlik vir God iets wil beteken op hierdie aarde. Ek hoef nie die dood te vrees nie. As jy iets amazings wil kyk, gaan kyk Project Hail Mary. 'n Nuwe film, ek dink is op Amazon. Dan vra die een karakter vir die ander karakter, dis 'n sci-fi storie, net dit vir jou gee. Dan vra die een karakter vir die ander karakter, hoe lank is jy al saam met jou lewensmaat? Dan sê hy 186 jaar, so iets. En dan sê hy, "Joe, dis lank." Dan sê hy, "Is nie lank genoeg nie.
Ek wil so lank as moontlik leef op hierdie aarde, sodat ek so lank as moontlik vir God iets kan beteken. Maar wanneer ek hemel toe gaan, prys die Here. Saam met Paulus moet elkeen van ons sê, vir my om te lewe is Christus en om te sterwe is wins. Ek is nie van hier nie. Ek is 'n koninkryksburger. Onthou dit. En as jy 'n datum het wat jy jou lewe vir die Here gegee het, dan het jy 'n ID wat so is. En hierdie is sommer net 'n tydelike stukkie papier. Jou naam is in die boek van die lewe. Die hemelse rekenaar maak nie foute nie. Niemand steel jou ID nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die troos. Dankie vir die bemoediging. Dankie vir die bevestiging dat as ons u kinders is ons nie van hier nie. Ons is gestuur. Ons identiteit is anders, ons mission is anders, ons perspektief waarmee ons lewe is anders, ons einddoel is anders. Here, en daarom wil ek bid vir elke een se tent hier vandag. Vir elke siekte, elke hartseer wat ons beleef, vir die wat in 'n hospitaal is, vir die wat besig is om hulle 'n tent so 'n bietjie aandag te gee met 'n vakansie. Vir die Here wat in die week wat kom en in die weke wat verby is, Here, op skooltoere is en allerlei plekke ons met ons dorp en ons skole met sport verteenwoordig. Op watter vlak ook al. Here, ek wil bid vir elke een van ons, waar ons gaan, of ons kreun en of ons 1 kilogram kan optel, of ons liggaamsgewig kan bench. Maak nie saak nie, Here. Of ons eerste kom met golf of laaste kom met golf nie. Of ons baie lank vat om by die kar te kom, of sommer soontoe kan hardloop. Here, dankie dat u ons tente gevat het en dit nuut gemaak het, oorgemaak het, nuwe kansse gegee het. Mag ons elke dag leef in die wete dat ons u kinders is. Mag dit bepaal wie ons is, wat ons doen en hoe ons te doen. Altyd mag ons leef met u perspektief, nie vir die wêreld nie, maar gedryf deur liefde. En nou, Here, wil ons kom en nie met 'n wêreldse perspektief na ons finansies kyk nie. Ons wil sê, Here, u het voorsien, ons sê dankie. Ons gee ons dien, ons gee ons offergawe en ons weet, u sal aanhou voorsien. Ons het dit gesing nou en ons wys dit nou met ons dade. Ontvang ons dien, ons vang ons offergawe. Ons gee dit, Here, uit dankbaarheid vir ons hemelse koninkryk. Amen. Ek kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. Kom haal asseblief jou hemelse ID as jy dit vir my gestuur het in die week, en as jy een wil hê, stuur vir my jou inligting en dan doen die namens dit vir jou. En as jy by die braai wil wees, skryf asseblief jou naam op. Ek wil nie daai Sondagoggend vir jou sê baie dankie dat jy by die diens was, maar gaan huis toe, is nie vir jou kos nie. Asseblief, skryf jou naam op dat ons saam kan kuier. Ontvang die seën van die Here en gaan leef as hemelse burgers en ambassadeurs van God op hierdie aarde, met die wete dat jy nie van hier is nie, jy's gestuur. Mag die Here se woord, nie die wet nie, nie Facebook posts nie, mag die Here se woord die lamp wees vir jou voet en die lig vir jou pad. Mag jy in God se woord ontdek, nie kyk na die wêreld met wêreldse oë nie, maar mag jy in God en met God se bril en met God se perspektief sien dat God vir jou goed is en sal goed wees, dat God vir jou sorg en vir jou sal sorg, dat God jou raak sien al kyk ander mense jou mis, dat God vir jou liefde gee al voel dit of niemand jou lief het nie, dat God jou goedgesind is, selfs al skryf vir die Engelse, dat die Here jou goedgesind is en vir jou voorspoed gee, want jy is sy kind en hy het jou lief en hy seën jou. Amen.